Hallo maatjies. Ag, dit is so lekker om julle weer te sien. Ek hoop dit gaan baie goed met julle en dat julle 'n lekker naweek sover gehad het en lekker speel. Kom ons gaan gou 'n bietjie staan en dan gaan ons gou vir Jesus 'n liedjie sing om sy hartjie bly te maak. Daar's vissies in die water, kyk 'n swem al rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Daar's vissies in die water, kyk 'n swempel rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Dit was pragtig geweest. Julle sing baie mooi. Maatjies, ons het vandag vir Gertjie en Mina wat bietjie by ons kom kuier het. Môre julle tweeetjies, hoe gaan dit vanmôre met julle? Hallo Tannie, dit gaan baie goed met ons. Ek en Mina het gisterond so lekker fliek gekyk met sulke oulike kindertjies wat spies was. Wat was daai fliek se naam nou weer, Mina? Spy Kids, Gertjie. Hoeveel keer moet ek dit nog vir jou sê? Hy kan nou maar nie die fliek se name onthou nie. Daai kinders in die fliek was regtig goed. Hulle het alles so in die geheim gedoen. Niemand het geweet wie en wat hulle was nie. Net soos regte spies. Tannie moes sien hoe hulle alles oor die skelms uitgevind het en hulle uitgesort het. Sommers so tjoef-tjaf toe hulle vasgetrek. Hulle het nie geweet wat hulle tref nie. Ek wens ek kon 'n spy gewees het. Ek sou so cool lyk met my donker brille. Jy, 'n spy? Nooit in die lewe nie. Daai groen lyfie van jou sal almal herken. Jy sou nooit geheime goed kon doen nie. Daai fliek klink vir my so oulik. Ek is seker ek moet 'n plan B maak om bietjie te kyk. Maar Gertjie, jy moet ook nie bekommer nie. Ek is seker jy gaan nog eendag 'n goeie spy kan maak, hoor. Het julle geweet dat in die Bybelse tyd daar ook spies was? Of kom ons gebruik hier die Afrikaanse woord, spioene. Het julle geweet daar was spioene? Spioene in die Bybel, het hulle ook sulke lekker cool donker brille gedra? Nee, ongelukkig in die Bybelse tyd het hulle nie donker brille gehad nie, Gertjie. Maar hierdie was net gewone Israelitiese mense wat 'n baie belangrike geheime werk gehad het om te doen. Kykies, julle onthou mos nog wie die Israeliete was, nê? Hulle was daai groot klomp mense wat deur die woestyn getrek het vir 'n baie lang tyd, want God het vir hulle gesê hy het vir hulle 'n spesiale land wat hy net vir hulle wil gee, wat hulle eie sin, net hulle sin kon wees. Nou, terwyl hulle so getrek het, die Israeliete eendag by 'n stad gekom en die land se naam was Kanaan. Nou in Kanaan het Moses vir hulle gesê, Moses was mos hulle leier gewees, onthou julle? Nou Moses het vir hulle gesê, ouens, hier is ons nou. Ek gaan 12 van julle manne stuur om die land Kanaan te gaan verken. Hierdie land Kanaan is die land wat God vir ons gegee het. Nou as 'n mens 'n land verken, dan gaan jy in die land in en jy kyk wat daar aangaan en jy kyk wat daar alles is. Kom ek lees gou vir julle in Numeri 13 vers 17 tot 20. Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken. En hulle gesê, trek deur die land, kyk na die land, of daar min mense of baie mense is, of hulle swak of sterk is, of hulle min of baie is, of die land goed of sleg is, of die mense se stede oop of versterk is, en of die vrugbaar of skraal gronde is. Nou kyk ons sommer of daar bome ook is. Doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Nou maatjies, hierdie 12 mense moes toe so spioene in Kanaan ingaan en hulle moes alles gaan bekyk en mooi kyk na hoe die mense lyk, hoe sterk die mense is, hoe groot die stede se mure is, hoe baie mense daar was en hoe mooi die kos en goeders gelyk het en die lande gelyk het daar, nê. So hulle moes nou al die goeders gaan verken. Die 12 mans het so spioene toe na Kanaan toe gegaan. Hulle het geluister wat hulle moes doen en hulle was vir 40 dae lank in Kanaan gewees wat hulle alles bekyk het en alles mooi gesien het wat gebeur.
Na die 40 dae, toe is hulle terug na Moses en die Israeliete. Moses is toe nou baie nuuskierig en hy wil sommer dadelik by hulle weet, wat het hulle gesien en wat dink hulle? Die mans vertel toe vir Moses, die land van Kanaan loop oor met melk en honing. Dit beteken die land is baie mooi en die kos is goed en alles is pragtig in die land. Hulle het tot vir Moses gesê dat die vrugte so mooi was. Hulle het 2 groot trosse vrugte saamgebring en een tros was so groot geweest dat dit 2 mans dit moes dra. Die land Kanaan was baie mooi, julle, dit was regtig 'n goeie land en God het geweet die Israeliete gaan baie gelukkig daar wees in daai land. Maar, weet julle wat? 10 van daai 12 spioene sê toe vir Moses, Moses, ja, die vrugte en die lande en alles is baie mooi en dit lyk baie mooi en alles daar, maar weet jy wat nie? Die mense wat daar bly is verskriklik groot. Hulle is baie mense en hulle is sterk mense en hulle stede het sulke hoë mure en dit gaan moeilik wees om te veg vir hulle want hulle het baie wapens. Daai mense is tot so groot soos reuse. Hulle het nie gedink hulle moet in Kanaan intrek nie. Want daai Kanaaniete, die mense wat in Kanaan bly, sal hulle die Israeliete wegjaag en hulle doodmaak as hulle daar probeer bly. Maatjies, die Israeliete hoor toe wat hierdie 10 mans vir Moses vertel. En hulle raak toe almal baie bang en hulle sê, nee, ons gaan nie in Kanaan intrek nie, ons bly daar weg. Haai julle, kan julle dink hoe hartseer God moes gewees het toe hy dit hoor? Hy is so lief vir hierdie Israeliete en hy wil net hê hulle moet vir hom luister en hy sal hulle help om hierdie mooi land in te neem. Maar hulle het nie vir hom geluister nie. Hulle het besluit, hulle gaan nie daartoe gaan nie. Gelukkig was daar 2 van daai spioene wat vir die Moses en vir die Israeliete sê, nee, julle moenie bang wees nie. Kanaan is 'n mooi en 'n goeie land en ons moet net luister wat God sê en hy sal ons help om hierdie land in te neem en daar gelukkig te kan bly. Maar God was nog steeds hartseer gewees, julle. En hy het besluit dat die Israeliete nie op daai dag in Kanaan mag ingetrek het nie, want hulle wou nie vir hom luister nie. En so het God toe vir die Israeliete nog 40 jaar deur die woestyn laat trek. Sjoe, Tannie, 40 jaar is 'n baie lang tyd. En dit net omdat hulle nie wou luister en glo dat God hulle sou help nie. Ja, dis baie erg as mense nie luister wat God wil hê nie, maatjies. Ons moet altyd luister wat God sê en doen wat hy sê. En hoe ons dit doen is deur ons Bybels te lees en te bid. Kom ons bid sommer gou saam en bid ek vir ons oogies toe. Baie dankie Here God dat U vir ons so lief is en dat U ons altyd wil help in alles wat ons doen. Help ons om mooi te luister en altyd te luister wat U wil hê ons moet doen. Amen. Maatjies, julle moet nou 'n baie lekker dag verder hê en dit moet goed gaan met julle in die week en ons sien julle weer volgende keer. Tata maatjies. Tata maatjies.